Hoofstuk 16. Die evangelie boodskap in Antiochië. Nadat die disippels deur vervolging uit Jerusalem verdryf was, het die evangelie boodskap spoedig deur die gebiede buite die perke van Palestina versprei, en talle klein groepies gelowiges is in belangrike sentra gestig. Sommige van die disippels het tot by Fenisië en Cyprus en Antiochië gereis en die woord verkondig. Hulle het hulle werk gewoonlik tot die Hebreëus en Grieksprekende Jode beperk. Daar was destyds groot nedersettings van hierdie Jode in byna al die stede van die wêreld. Onder die plekke waar die evangelie met blydskap ontvang is, word ook Antiochië genoem, wat destyds die vernaamste stad in Sirië was. Die uitgebreide handelsverkeer wat uit daardie digbevolke sentrum voortgesit is, het talle mense van die verskeie nasionaliteite na die stad gebring. Boonop was Antiochië weens sy gesonde ligging, sy mooi omgewing en rykdom, kultuur en beskawing wat daar gevind is, gunstig bekend as 'n oord vir liefhebbers van gemak en plesier. In die dae van die apostel was dit reeds 'n weelderige en verdorwe stad. Die evangelie is in Antiochië in die openbaar verkondig deur sekere disippels van Cyprus en Cyrene, wat die Here Jesus verkondig het. Die hand van die Here was met hulle, en hulle ernstige arbeid het vrugte voortgebring. 'n Groot getal het gelowig geword en hulle tot die Here bekeer. Die berig hiervan het die gemeente wat in Jerusalem was, te ore gekom, en hulle het Barnabas afgestuur om in die land deur te gaan tot by Antiochië. Toe hy in sy nuwe arbeidsveld aankom, sien Barnabas die werk wat reeds deur die goddelike genade verrig is, en hy was bly, en het almal vermaan om met hartlike voorneem aan die Here getrou te bly. Barnabas se werk in Antiochië is ryklik geseën, en daar is veel tot die aantal van die gelowiges in daardie stad gevoeg. Naarmate die werk ontwikkel het Barnabas behoefte gevoel aan 'n geskikte helper ten einde die geleenthede wat deur die voorsienigheid van God geskep is, te benut. En hy is na Tarsus toe om na Paulus te soek, wat sedert sy vroeëre vertrek uit Jerusalem in die streke van Sirië en Sicilië, die geloof wat hy vroeër besig was om uit te roei, verkondig het. Galasiërs 1, vers 21 en 23. Barnabas het daarin geslaag om Paulus te vind en om te ooreed om saam met hom as mededienaar terug te gaan. In die digbevolkte stad Antiochië het Paulus 'n voortreffelike arbeidsveld gevind. Sy geleerdheid, wysheid en ywer het 'n geweldige invloed op die inwoners en besoekers van daardie kultuurstad gehad, en hy was net die helper wat Barnabas nodig gehad het. 'n jaar lank het die twee disippels getrou saamgewerk en talle tot die reddende kennis van Jesus van Nasaret, die verlosser van die wêreld, gebring. Dit is in Antiochië dat hulle die disippels vir die eerste keer Christene genoem het. Hulle het die naam gekry omdat Christus die hoofonderwerp van hulle prediking, hulle onderrig en hulle gesprekke was. Hulle het voortdurend die gebeurtenisse verhaal wat gedurende die dae van sy aardse bediening plaasgevind het, toe sy disippels met sy persoonlike teenwoordigheid geseën is. Onvermoeid het hulle oor sy leringe, sy wonderwerke van genesing uitgewy. Met bewende lippe en trane in hulle oë het hulle vertel hoe hy in die tuin gebly het, verraai, verhoor en tereggestel is, hoe hy die hoon en pyniging waaraan sy vyande hom onderwerp het, verduur het, en hoe hy met goddelike erbarming vir sy vervolgers gebid het. Sy opstanding en hemelvaart en sy werk in die hemel as middelaar vir die gevalle mensdom was onderwerpe waaroor hulle graag uitgewy het. Die heidene kon hulle gerus Christene noem, aangesien hulle Christus verkondig en hulle gebede deur hom tot God gerig het. Dit is God wat die naam Christen aan hulle gegee het. Dit is 'n koninklike naam wat aan almal gegee word wat hulle by Christus aansluit. Dit is aangaande hierdie naam dat Jakobus later skryf:
Is dit nie juis die rykes wat julle oorweldig en julle voor die regbanke sleep nie? Is dit nie hulle wat die edele naam belaster, wat oor julle aangeroep is nie? Jakobus 2 vers 6 en 7. En Petrus het verklaar, wanneer iemand as 'n Christen ly, moet hy hom nie skaam nie, maar God verheerlik in hierdie opsig. As julle beledig word oor die naam Christus, is julle gelukkig, omdat die gees van die heerlikheid en van God op julle rus. 1 Petrus 4 vers 16 en 14. Die gelowiges in Antiochië was daarvan bewus dat God gewillig was om hulle lewens te werk. Om te wil sowel as om te werk na sy welbehae. Filippense 2 vers 13. Omdat hulle tussen mense gewoon het, wat skynbaar maar min omgegee het vir die dinge van ewige waarde, het hulle daarop toegelê om die aandag van die opregtes van hart te trek en om positief te getuig aangaande hom wat hulle liefgehad en gedien het. In hulle nederige bediening het hulle geleer om die mag van die Heilige Gees te vertrou, om die woord van die lewe doeltreffend te maak. En so het hulle onder die verskillende lewensstande daagliks van hulle geloof in Christus getuig. Die voorbeeld van die volgelinge van Christus in Antiochië behoort vir elke gelowige wat vandag in die groot stede van die wêreld woon, 'n besieling te wees. Alhoewel God dit so beskik het, dat gekose, toegewyde, talentvolle werkers in die belangrike volkssentra gevestig behoort te wees, om voort te gaan met openbare dienste, is dit ook sy plan dat die gemeentelede wat in hierdie stede woon, hulle godgegewe talente moet gebruik om vir siele te werk. Daar wag ryke seëninge op diegene wat hulle ten volle aan die roepstem van God oorgee. Wanneer sulke werkers probeer om siele na Jesus te lei, sal hulle ontdek dat talle wat op geen ander manier bereik kon gewees het, gereed is om aan intelligente, persoonlike pogings gehoor te gee. Die saak van die Here op aarde het tans behoefte aan lewende verteenwoordigers van Bybelse waarhede. Die geordende predikante is nie alleen in staat tot die taak om die groot stede te waarsku nie. God beroep hom nie net op predikante nie, maar ook op dokters, verpleegsters, kolpeteurs, Bybelwerkers en ander gewyde leuke met verskeie talente wat 'n kennis het van die woord van God en die krag van sy genade ondervind het, om aan die behoeftes van die nog nie gewaarskude stede te dink. Die tyd snel verby en daar is veel te doen. Elke middel moet in werking gestel word, sodat die huidige geleenthede met wysheid benut kan word. Paulus se werk in Antiochië saam met Barnabas het in hom die oortuiging gesterk dat die Here hom geroep het om 'n besondere werk vir die heidense wêreld te doen. Tydens Paulus se bekering het die Here gesê dat hy hom as bedienaar na die heidene sou stuur om hulle oë te open, dat hulle hul van die duisternis tot die lig kan bekeer en van die mag van Satan tot God, sodat hulle deur die geloof in my vergifnis van sondes en 'n erfdeel onder die geheiligdes kan ontvang. Handelinge 26 vers 18. Die engel wat aan Ananias verskyn het van Paulus gesê: hy is vir my 'n uitverkore werktuig om my naam te dra voor die nasies en konings en die kinders van Israel. Handelinge 9 vers 15. En later in sy Christelike belewenis, terwyl Paulus in die tempel te Jerusalem gebid het, is hy deur 'n engel uit die hemel besoek wat hom beveel het: gaan heen, want ek sal jou ver wegstuur na die heidene. Handelinge 22 vers 21. So het die Here aan Paulus sy opdrag gegee om tot die breë sendingveld van die heidense wêreld toe te tree. Om hom vir hierdie uitgebreide en moeilike werk voor te berei, het God hom in noue verbinding met homself gebring en voor sy verrukte oë die skoonheid en heerlikheid van die hemel onthul. Aan hom is die bediening opgedra om die verborgenheid bekend te maak wat eeuwelang verswyg is. Romeine 16 vers 25. Die verborgenheid van sy wil. Efesiërs 1 vers 9. Wat in ander tye aan die mensekinders nie bekend gemaak is nie,
soos dit nou aan sy heilige apostels en profete geopenbaar is deur die Gees, naamlik dat die heidene mede-erfgename is en medelede van die liggaam en mede-deelgenote aan sy belofte in Christus deur die evangelie, waarvan, sê Paulus, ek 'n dienaar geword het. Aan my, die geringste van al die heiliges, is hierdie genade gegee om onder die heidene die evangelie van die onnaspeurlike rykdom van Christus te verkondig en vir almal aan die lig te bring wat die gemeenskap is van die verborgenheid wat van die eeue af verborge was in God wat alles geskape het deur Jesus Christus, sodat nou deur die gemeente aan die owerhede en magte in die hemele die menigvuldige wysheid van God bekend gemaak kan word, volgens die ewige voorneme wat hy opgevat het in Christus Jesus ons Here. Efesiërs 3, vers 5 tot 11. Gedurende die jaar dat hulle by die gelowiges in Antiochië gebly het, het God die werk van Paulus en Barnabas ryklik geseën. Maar geen een van hulle was nog amptelik tot die evangeliebediening ingeseën nie. Hulle het nou die tydstip in hulle ondervinding bereik waar God op die punt gestaan het om hulle die voortsetting van 'n moeilike sendingonderneming toe te vertrou. En hulle sou in die uitvoering daarvan elke voordeel nodig hê wat hulle deur middel van die kerk kon ontvang. Daar was in die plaaslike gemeente in Antiochië sekere profete en leraars, naamlik Barnabas en Simeon wat Niger genoem word, en Lucius die Sireneer, en Manajan en Saulus. En terwyl hulle besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê, sonder nou Barnabas en Saulus vir my af, vir die werk waarvoor ek hulle geroep het. Voordat hulle as sendelinge na die heidenwêreld weggestuur is hierdie apostels plegtig deur vas en gebed en handeoplegging aan God gewy. Aldus het die kerk hulle gemagtig om nie net die waarheid te leer nie, maar om te doop en gemeentes op te rig, aangesien hulle met volle kerklike bevoegdheid toegerus was. Die Christelike kerk het op daardie oomblik 'n belangrike tydperk betree. Die verkondiging van die evangelie onder die heidene moes nou met krag voortgesit word en gevolglik sou die kerk met 'n groot insameling van siele versterk word. Die apostels wat aangestel was om met hierdie werk voort te gaan, sou aan agterdog, vooroordeel en jaloesie blootgestel word. Hulle leer dat die middelmuur van skeiding, Efesiërs 2 vers 14, wat die Jode so lank van die heidenwêreld geskei het, afgebreek was. Sou hulle natuurlik aan die beskuldiging van kettery blootstel en hulle gesag as evangeliedienaars sou deur talle ywerige gelowige Jode betwyfel word. God het die moeilikhede voorsien waarmee sy diensknegte te kampe sou kry. En, sodat hulle werk bo alle verdenking kon staan, het hy die gemeente deur openbaring beveel om hulle in die openbaar tot die evangeliebediening af te sonder. Hulle ordening was 'n openbare erkenning van hulle goddelike aanstelling om die blye boodskap van die evangelie aan die heidene te verkondig. Paulus en Barnabas het reeds albei hulle opdrag van God self ontvang, en die plegtigheid van handeoplegging het geen nuwe seën of praktiese bekwaamhede bygevoeg nie. Dit was 'n erkende plegtigheid tot bevestiging van 'n aangewese amp en erkenning van die gesag van daardie amp. Daardeur het die kerk sy seël op die werk van God gedruk. Vir die Jood was hierdie gebruik veelbetrekkend. Wanneer 'n Joodse vader sy kinders geseën het, het hy sy hande eerbiedig op hulle hoofde gelê. Wanneer 'n dier as offer bestee is, het hy wat met priesterlike gesag beklee is, sy hand op die hoof van die slagoffer gelê. En toe die bedienaars van die gemeente in Antiochië hulle hande op Paulus en Barnabas gelê het, het hulle God deur daardie daad versoek om die gekose apostels te seën en hulle toewyding aan daardie bepaalde werk waartoe hulle aangestel is. Later van tyd is die plegtige ordening deur die oplegging van hande grootliks misbruik. Daar is 'n
geregverdigde belangrikheid aan die daad geheg, asof krag dadelik neergedaal het op diegene wat so georden is, wat hulle dadelik verenige en alle geestelike arbeid bekwaam het. Maar in die verhaal van die inseëning van hierdie 2 apostels word daar nie gemeld dat hulle deur die blote oplegging van hande met 'n besondere deug bedeel is nie. Ons het net die eenvoudige verhaal van hulle ordening en van die verhouding daarvan tot hulle toekomstige werk. Die omstandighede verbonde aan die opsondering van Paulus en Barnabas deur die Heilige Gees vir 'n bepaalde diensrigting dui duidelik aan dat God deur aangestelde werktuie sy georganiseerde kerk werk. Jare van tevore, toe die goddelike plan vir Paulus deur die Heiland self aan hom geopenbaar is hy dadelik met lede van die pas georganiseerde gemeente in Damaskus in aanraking gebring. Boonop is die gemeente daar ter plase nie lank in onkunde gelaat oor die persoonlike belewenis van die bekeerde fariseer nie. En nou, wanneer die goddelike opdrag wat destyds gegee is, meer volledig uitgevoer moes word, het die Heilige Gees weer aangaande Paulus getuig dat hy 'n uitverkore werktuig was om die evangelie in die heidene te verkondig, en aan die gemeente die werk opgedra om hom en sy medewerkers in te seën. Terwyl die lede van die gemeente te Antiochië besig was om die Here te dien en te vas, het die Heilige Gees gesê: "Sonder nou Barnabas en Saulus vir my af, vir die werk waarvoor ek hulle geroep het." God het sy gemeente op aarde aangestel om 'n ligkanaal te wees, en daardeur maak hy sy voornemens en sy wil bekend. Hy gee nie aan een van sy diensknegte 'n belewenis wat onafhanklik van of in teenstelling met die belewenis van die kerk self is nie. Ook gee hy nie aan een mens 'n kennis van sy wil vir die hele gemeente, terwyl die kerk, die liggaam van Christus, as geheel in die duisternis gelaat is nie. In sy voorsienigheid bring hy sy dienaars in noue verbinding met sy kerk, sodat hulle minder selfvertroue en meer vertroue op ander kan hê, wat hy uitlei om sy werk te bevorder. Daar is altyd mense in die gemeente wat gedurig geneig is om hulle persoonlike onafhanklikheid te handhaaf. Dis asof hulle nie in staat is om te besef dat onafhanklikheid van gees geneig is om die menslike werktuig daartoe te lei dat hy te veel selfvertroue het en sy eie oordeel vertrou liewers as om 'n hoë agting te hê vir die raad en oordeel van sy broers, veral diegene wat deur God aangestel is om leiers van sy volk te wees nie. God het sy kerk met besondere gesag en mag beklee, en niemand mag dit verontagsaam of verag nie, want wie dit doen, verag die stem van God. Diegene wat geneig is om hulle eie oordeel as deurslaggewend te beskou, verkeer in groot gevaar. Dit is die Satan se weloorwoë strewe om die sulkes van diegene te skei wat ligkanale is, deur wie God gewerk het om sy werke op aarde op te bou en uit te brei. Om diegene te verwaarloos of te verag wat God aangestel het om verantwoordelikheid en leiding te neem in verband met die bevordering van die waarheid, is om die middele te verwerp wat hy aangestel het om sy volk te help, te bemoedig en te versterk. Enige werker in die saak van die Here, wat hierdie mense veronagsaam en dink dat sy lig deur geen ander kanaal as regstreeks van God moet kom nie, stel homself in die posisie waar hy deur die vyand bedrieg en onderwerp kan word. In sy wysheid het God sake so gereël dat Christen met Christen en gemeente met gemeente verenig moet word deur die noue onderlinge band wat tussen alle gelowiges in stand gehou moet word. Op hierdie wyse sal die menslike werktuig in staat gestel word om met die goddelike saam te werk. Elke werktuig sal aan die Heilige Gees onderworpe wees en al die gelowiges sal verenig wees in 'n georganiseerde, goed geleide poging om die blye boodskap van die genade van God aan die wêreld te verkondig. Paulus het die plegtigheid van sy amptelike inseëning as die beginpunt van 'n nuwe en belangrike tydperk in sy lewenswerk beskou.
Hy het hierdie tydstip later as die begin van sy apostelskap in die Christelike kerk beskou. Terwyl die evangelie in Antiochië helder geskyn het, het die apostels wat in Jerusalem agtergebly het, 'n belangrike werk voortgesit. Daar het jaarliks tydens die feeste groot getalle Jode uit alle lande na Jerusalem gekom om in die tempel te aanbid. Sommige van daardie pelgrims was manne van innige vroomheid en ernstige ondersoekers van die profesieë. Hulle het na die koms van die beloofde Messias, die hoop van Israel, uitgesien en daarna verlang. Terwyl Jerusalem van hierdie vreemdelinge vol was, het die apostels Christus met onwrikbare moed verkondig, ondanks hulle geweet het dat hulle lewens daardeur gedurig in gevaar gestel het. Die Gees van God het sy seël op hulle arbeid gedruk. Vele is tot die geloof bekeer. En wanneer hulle na huise in verskillende dele van die wêreld teruggekeer het, het hulle die waarheidssaad onder alle nasies en tussen alle klasse van die samelewing gesaai. Onder die apostels wat hierdie werk verrig het, was Petrus, Jakobus en Johannes vooraanstaande. Hulle was oortuig dat God hulle aangestel het om Christus tuis aan hulle landgenote te verkondig. Hulle het getrou en met wysheid gearbei en van die dinge getuig wat hulle gesien en gehoor het. Hulle het hulle beroep op 'n profetiese woord wat baie vas is, 2 Petrus 1 vers 19, in hulle poging om die hele huis van Israel te oortuig dat God hom Here en Christus gemaak het, hierdie Jesus wat die Jode gekruisig het. Handelinge 2